Stel jou voor dat jy onverwags teekom regsprobleme bloot omdat jy 'n werker verkeerd geklassifiseer het. Hierdie onderskeid is nie net teoreties nie, dit het werklike implikasies. Verkeerde klassifikasie kan lei tot regs- en finansiële gevolge wat beide besighede en werkers beïnvloed. Die belangrikheid van onderskeid tussen werknemers en onafhanklike kontrakteurs sluit in toepassing van arbeidswette, arbeidsbeskerming soos onbillike ontslagaansprake, verlofregte en minimumloonwette geld slegs vir werknemers, nie onafhanklike kontrakteurs nie. Belasting, werknemersbelasting, soos paaie betaal soos jy verdien, word deur werkgewers teruggehou, terwyl onafhanklike kontrakteurs hul eie belastingverpligtinge bestuur. Middelike aanspreeklikheid, werkgewers is oor die algemeen aanspreeklik vir die onregmatige dade van hul werknemers, maar nie vir die dade van onafhanklike kontrakteurs nie. Voordele en bydraes, werknemers is geregtig op voordele soos WIF, werkloosheidsversekeringsfonds, bydraes en vergoeding vir beserings. Onafhanklike kontrakteurs is nie outomaties hierop geregtig nie, tensy hulle dit privaat reël. Besigheidsbuigsaamheid en risiko, verkeerde klassifikasie van werkers kan besighede blootstel aan beduidende regs- en finansiële risiko's, insluitend strawe vir nie nakoming van arbeidsregulasies. Ten slotte, die onderskeid tussen werknemers en onafhanklike kontrakteurs is van kardinale belang, want dit bepaal die toepassing van arbeidsregte en beskerming, belastingverantwoordelikhede, aanspreeklikhede en besigheidsrisiko's. Korrekte klassifikasie beskerm beide wetlike nakoming en die beskerming van werkersregte. Dankie dat u by ons aangesluit het.